Ons bid. Here, ons sê baie dankie dat ons vanoggend hierso in hierdie kerk kan wees, Here, om U te kom aanbid op hierdie Sabbat. Here, ek vra dat ons sal hoor, ons sal U stem hoor, dat U ons ore sal oopmaak en ook ons oë sal oopmaak, Here, dat ons kan sien en hoor wat die Gees vir ons te sê het vanoggend. Bid ek in Jesus se naam. Amen. Kom ons bid voordat ek begin. Here, ek vra vanoggend dat die Gees teenwoordig sal wees saam met ons in die kerk hier. En Here, dat ons sal luister en hoor en ook sien wat U vir ons wil leer vanoggend. Ek bid vir elke persoon wat hier in die kerk is vandag, Here. U ken elkeen se behoeftes. En so ek vra, Here, dat U hulle sal bystaan en krag gee om te oorwin. Amen. OK, my teks, as jy wil blaai, is in Spreuke 14 vers 12. Thank you, Liron. Spreuke 14 vers 12, as jy soontoe wil blaai. Baie kort. OK, ek kan lees, ek het nou 2 vertalings hierso. Die een is die 2020 vertaling, die sal ek eers lees. Daar is 'n pad wat vir 'n mens reg lyk, maar dit eindig by paaie na die dood. En dan die 53 vertaling sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. So baie naby aan mekaar, die 2 verse wat in die verskillende vertalings is. Ek dink ek hou persoonlik meer van die 53. Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. So ek gaan nou vanoggend praat oor die oordeel. En nou onlangs, so 'n paar weke gelede, kry ek 'n brief in die posbus by die huis. En toe ek dit oopmaak, sien ek dit is 'n boete vir 'n verkeersoortreding. En toe ek na die foto kyk, sien ek dat dit is my foto. Ek is die skuldige een. En dit het hier naby die kerk gebeur, net hier onder by daai stopstraat. Daai 3 rigting stopstraat. En dit was nogal 'n stywe boete om as jy nie by 'n stop stilhou nie. Ek weet. En toe dog ek gaan appeleer. En toe ek weer kyk, toe sien ek maar, dit is ek wat daar ry. En ek het toe nie stilgehou by die stopstraat nie. En ek is skuldig, want as jy nou die boete gaan betaal, dan is jy outomaties skuldig. Jy sien? So, ek het toe maar dat ek skuldig is aanvaar, want die foto wys hoe ek daar ry. Maar dit het my laat dink
aan hoe ons as mens oordeel en die gevolge daarvan. Om goed te kan oordeel, moet jy die feite hê. So, en jy moet die feite hê om die saak te oorweeg. Sonder feite kan jy nie reg oordeel nie. So, nou wil ek praat van die gawe van goeie oordeel. Waar het die oordeel met sy verskillende fasette begin vir die mensdom? En wat het ons eintlik ook verloor as gevolg van ongesonde oordeel met die verval in sonde in? Kom, ek deel met julle soos wat ek dit verstaan. As 'n mens die Bybel mooi fyn lees, sien ons dit het in die tuin van Eden begin vir ons. Vir Satan het dit in die hemel begin. As 'n mens die Bybel, ek het dit klaar gelees. Wat sê die Bybel as jy nou kyk in Genesis 2 vers 7 tot 19? Kom ek lees vir julle die verhaal. Ons ken dit baie goed. Toe vorm die Here God 'n menslike liggaam uit die stof van die aarde. Nadat hy die asem van die lewe daarin geblaas het, het dit 'n lewende wese, die mens, geword. Daarna het die Here God 'n tuin in Eden in die ooste geplant. Hy het die mense wat hy geskape het, daarin laat woon. Die Here God het ook verskillende soorte bome uit die grond laat opkom. Dit was mooi bome met heerlike vrugte. Die boom van die lewe het hy in die middel van die tuin geplant, en ook die boom van kennis wat reg en verkeerd is, geplant. Vers 10 sê, 'n rivier wat in Eden ontspring het water na die tuin gebring, en daar in 4 strome verdeel. Die een, die Pison, loop om die hele land Gawila. Die plek ryk aan goud, sê die Bybel. En die goud is van hoogstaande gehalte. So as jy goeie goud wil hê, die tweede, die Gihon, vloei om die hele land kus. Die derde ene, die Tigris, loop oos van Assirië verby. Die vierde is die Eufraat. En vers 15 sê, die Here God het die mens in die tuin van Eden aangestel om dit te bewerk en te versorg. Maar die Here God het hom gewaarsku: jy is vry om van enige boom in die tuin te eet, maar van die boom van kennis van reg en verkeerd mag jy nie eet nie. Daarna sê die Here God: dis nie goed dat 'n mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n metgesel maak, een soos hy. Toe het die Here God uit die grond al die verskillende soorte diere en voëls gevorm. Daarop neem hy hulle na die mens toe om te sien wat hy hulle sou noem. En die mens het vir elkeen 'n naam gegee. Vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere. Hy kon egter onder hulle nie een kry wat soos hy is nie, en vir hom 'n metgesel kon wees nie. Voor die sondeval het God Adam die werk gegee om die diere name te gee. God het die diere voor Adam gebring om te sien wat 'n name
hy hulle sou gee. Adam moes sy oordeelsvermoë gebruik om die diere te identifiseer en aan elke soort 'n naam te gee wat pas. Wat 'n wonderlike voorreg om dit te kon doen en te mag doen terwyl God toe kyk. God het ook gesê, hulle mag nie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie, en hulle moes die keuse maak om getrou te wees aan die gebod oor die boom in die midde van die tuin. Nou, wat is die gevolge van slegte oordeel? Toe sondig Adam en Eva, en daar kom 'n verandering in hulle gesindheid as gevolg van hul sonde. Dit maak dat hulle wegkruip vir God. Skielik was hulle bang vir God en hulle het mekaar beskuldig dat hulle mekaar mislei het. Adam het vir Eva beskuldig en Eva die slang beskuldig. En toe gebeur 'n verskriklike ding wat groot droefheid bring. Die verhaal van Kain en Abel toon hoe sonde tot nuwe aard aan afmetings groei. Dit was nie meer beskuldigings van misleiding nie. Sonde lei tot die moord op 'n broer oor die kwessie van behoorlike aanbidding. Die vertroue wat tussen Adam en Eva met God bestaan het, was nou in gedrang. Kom ek deel met julle wat ek hieruit ontdek het. Wat ek ontdek het is dat slegte besluite wat gebaseer is op swak oordeel beroof 'n persoon van kosbare en waardevolle dinge wat nie maklik bekombaar is nie. Jy kan baie geld verloor. Jy kan jou reputasie verloor. Jy kan veral 'n belangrike verhouding met iemand verloor wat jy nooit kan terugkry nie. In Ellen White se boek Story of Redemption 27.3 lees ons dat dit was Satan se plan om Adam en Eva te mislei en hulle te kry om God se bevel te veronagsaam. Ongehoorsaamheid aan God kan die mens so verander dat dit selfs sy persoonlikheid sal verander. Maar God het 'n plan in werking gestel om hulle te vergewe en Satan wou dit gebruik om sy eie planne te bevorder, om saam met hulle in die tuin te kan bly en dan ook probeer toegang kry tot die boom van die lewe. Hy het besef wat hy verloor het met sy eie rebellie teen God. En ek wil vir jou aanraai, as jy nou die kans kry, lees daai boekie, Story of Redemption. Daar's dinge daar wat ons nie in die Bybel lees nie, wat Ellen White vir ons verduidelik. En jy sal sien hoe sonde ons verander het. Hy het ons denke verander, sodat ons nie meer reg kan oordeel nie. Net soos wat ons skrifgedeelte vir ons wys, Spreuke 14 vers 12. Daar is 'n pad wat vir 'n mens reg lyk, maar dit eindig by paaie van die dood. Ons sien reg deur die Bybel van die begin af die diep gewortelde verhouding tussen sonde, oordeel en genade. Dit is in Genesis en in die historiese boeke van die Ou Testament, die profetiese boeke en ook ander dele van die Bybel.
Oordeel en genade. Laat ons nou daar so 'n bietjie staan en kyk. Die versoeker, Satan, het daarin geslaag om sonde in die wêreld te bring, wat beide die mensdom en die wêreld verander het. Ons kan die gevolge sien rondom ons in die wêreld vandag. Hierdie verhouding tussen sonde, oordeel en genade en dit die toon aan vir die res van die Bybel. So jy kan maar, as jy die Bybel lees, sien jy hierdie verhouding reg deur die Bybel. Daai verhouding tussen oordeel, sonde en genade. God, nadat hy die eerste messiaanse belofte gegee het en daardeur vyandskap tussen die slang en die vrou tot stand gebring het, met die aankondiging dat 'n saad die slang se kop sou vermorsel, spreek 'n oordeel oor die vrou uit. Dit het verband gehou met pyn tydens bevalling en met haar vashou aan haar man. Hierdie oordeel was beide as regstellend en beperkend in doel en het goddelike genade geopenbaar. Dit was eerstens om gebroke verhoudings te herstel en om 'n nuwe verhouding met die Skepper, Verlosser te handhaaf. Dit het ook die doel gehad om die groei van sonde en goddeloosheid te beperk. Die oordeel teen Adam was ook beide regstellend en beperkend. Adam moes hard werk vir sy bestaan. 'n aantal basiese patrone in die Bybelse konsep van oordeel kom na vore. Eerstens, oordeel kan regstellend en beperkend van aard wees. God bly in beheer. Sonde kan nie oorneem nie. God beperk die effek van sonde deur sy nuutgemaakte instellings, deur nuwe verhoudings te vestig en die groei van sonde te beperk. Tweedens, sonde is ongehoorsaamheid aan God se spesifieke gebod wat gegee is om die eerste paar te beskerm. So dit is die doel van die wet eintlik, was om ons te beskerm. En dit was ook die doel van die gebod, moenie aan daai boom se vrugte eet of raak nie. Was vir ons eie goed gewees. Die regstellende aspek van die oordeel is om vernuwing te herstel, om dit teweeg te bring. Dit het teen doel om sonde in toom te hou en maniere te voorsien vir die mensdom om getrou te bly aan die Skepper Verlosser. Sonde is soos onkruid wat moeilik is om uit te roei. Oordeel en genade vir die wêreld. Ons is nou amper klaar. Die verhaal van die seuns van God, hierdie is nou in Genesis 6, as jy daar lees, dan sien jy hoe het sonde versprei wêreldwyd. En wat gebeur het? Die verhaal van die seuns van God, afstammeling van Set, wat met die dogters van mense, afstammeling van Kain, getrou het, verskaf die agtergrond vir die agteruitgang van die menslike natuur, wat gelei het tot die sondevloed, wat die voor-diluviaanse wêreld tot 'n einde gebring het. So sien ons God se geregtigheid, wat werk om die verwoesting van sonde op die wêreld, wat op die wêreld aangerig is, te beheer.
Noag het gepreek en 'n ark gebou, sodat almal wat gekies het om van sonde weg te draai en berou te hê, die ark kon binnegaan en gered word. God het die oordeel oor die mense van Noag se tyd was nie sonder genade nie. Dit het ook nie skielik oor die mense gekom nie. Hulle was gewaarsku vir 120 jaar. Goddelike genade was beskikbaar vir 120 jaar van proeftydperk, waar tydens die mensdom genooi is om God te draai en gered te word. Soos in die tyd van Noag is ons nou in die tyd van die eerste engel van Openbaring. En ek gaan nou afsluit met hierdie preek om hierdie vir jou te lees. Die tyd van God se oordeel het aangebreek. Volgens die boodskap van die eerste engel en die gelowiges moet volhard. Openbaring 14:6 sê: Toe ek 'n ander engel in die middel van die hemelruim sien vlieg, hy het die ewige goeie nuus gebring. Hy moes die goeie nuus bring aan die bewoners van die aarde, aan elke nasie, stam en taalgroep en volk. En hy het toe met 'n kragtige stem uitgeroep: Eerbiedig God en bewys hom eer, want die uur van sy oordeel het aangebreek. Val in aanbidding voor hom neer, wat die hemel en die aarde, die see en die waterfonteine gemaak het. Amen. Here, soos wat ons nou gesing het, kom ons na U toe, Here, om gered te word. Help ons, Here, om te verstaan waaroor sonde gaan, waaroor die lyding en hoe U dit beperk en hoe ons daarbey gered kan word, Here, deur U groot genade. Help ons, Here, hierso vanoggend in Brackenfell, hierdie kerkie waar ons is, elke een wat hier aanbid, Here. Ons wil graag U genade ervaar vir onsself. En ons bid, Here, dat U ons sal help in ons sonde, in ons siekte, in ons verdriet, in ons ongelukkigheid, Here, waar ook al, dat ons dit vir U kan bring en gee en vertrou dat U ons sal help en dit regstel. Want ons wil eendag saam met U in die hemel woon, Here, is wat ons verlang. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Thank you for viewing. Please check out our description to see the other platforms which we are on. Alternatively, you can have a look at the recommended content which should be on your screen right now. Have a blessed day further.